Ek het nou die voorreg om een van die kollegas wat my geweldig inspireer aan julle voor te stel. Dit is Dominee Mariaan Bekes. Sy het vanuit die niet en met geen begroting tot haar beskikking vanuit een van ons gemeentes, van ons kerk se kleinste gemeentes, 'n bediening van stapel gestuur wat die wêreld verander het. So ons kyk op na jou vir wat jy alles vermag het. Ons is trots op jou en ons is so bly dat ons daarvan deel kan wees. En ons luister graag na wat jy vir ons wil vertel. Broeders en susters, ek wil begin deur te sê, ja, ons het nou gepraat oor liewe Oscar. Daar is ook 'n ander kant aan die storie en dit is dat in die tyd van die vreeslike lawaai maak van sy hofsaak, het ek werk in 'n apteek in die noordelike voorstede van Johannesburg en nou hier het iemand in die apteek gestaan en die volgende ding gesê: ek dink dit is tyd dat iemand Oscar Pistorius se suster moet doodskiet sodat hy kan voel hoe voel dit om iemand te verloor. Maar dit was nou maar net die laaste strooi, want jy weet mos hoe dit gegaan het, ons almal het hierdie kits regsgeleerders geword en ons kon almal hierdie vreeslike uitsprake maak oor wat in hierdie saak reg is en wat in die saak verkeerd is. En ons kon selfs sulke uitsprake maak, onnadenkend, dat hy behoort eintlik, as die doodstraf nog daar was, die doodstraf te kry, en dan luister na die volgende, want Riva was so mooi. Met ander woorde, as ek nie mooi is nie, dan ja. Dit het my daartoe gebring dat ek het daardie aand besef dat ek uit die apteek uit gestap het, want ek sou iets onbesonder gesê het. En dit is my werksruimte. En so het ek by die punt gekom dat ek myself die vraag afgevra het: wie is ek en jy om God te speel? Maar op daardie tyd het die gemeente van Stoffberg, wat op 'n stadium in 2013 7 mense gehad het wat om 'n tafeltjie in 'n kerk gesit het, 'n Hengske kerk gebou, alreeds sy identiteit begin bevraagteken het as tradisionele kerk. En die gemeente was gereed om die kopskuif te maak en het alreeds vir 'n geruime tyd die vraag gevra: wat maak ons hier? Want ons gaan toemaak. En as ons nou hier weg is, wie gaan ons mis? Wat is ons nalatenskap? En die antwoord was: ons het geen nalatenskap nie. Niks. Die Nederduitse Hervormde Kerk sal waarskynlik 'n bietjie geldjies verloor wat ons nou en dan moet oorbetaal aan die verskillende rade en so aan, en dis ook maar al. En so het dit op hierdie tyd gebeur dat daar 'n gesprek op RSG was van vroue wat in die gevangenis was. En dit was in die gevangenis van Middelburg. En hierdie vrouens praat Afrikaans. En weet jy, ek het die eerste keer verby die gevangenis in Middelburg in 1991 gery. Ek praat van 2013 en ek beloof vir jou, ek het nie eendag in my hele lewe die bordjie korrektiewe dienste gesien nie. So bel ek aan die einde van hierdie program vir Sari Peens. Daardie tyd was sy die direkteur van kommunikasie van die departement van korrektiewe dienste, DKD. En dit gaan toe oor die Reading for Redemption program waar hulle boeke en tydskrifte insamel vir gevangenisse. En ek sê vir haar: Sari, weet jy wat? Die Nederduitse Hervormde Gemeente van Stoffberg is nou deel van hierdie program. Sondag by die kerk gekom vir die gemeente gesê ons gaan nou tronk toe. En hulle het ook maar net gesê o. Maar op die 17de November 2014 het ons vir die eerste keer deur die deure van die gevangenis in Middelburg gestap. En jy weet wat is die ongelooflike ding waar ek sê dat ek absoluut God se hand in hierdie bediening sien, is dat op 15 Desember van daai selfde jaar, dit was op 2 dae na, was dit presies 4 weke later,
verskyn, hou ons die Kersfees agter tralies. En 4 weke nadat die bediening begin het, skryf Carla van der Spy in haar boek 'n hele hoofstuk oor die werk van die Nederheidshervormde Kerk van Afrika gemeente Stoffberg. En weet jy waar trek ons nou? Ek is nou gevra deur die komitee Amnesty International, wat 'n subkomitee van die VN is, om vir hulle 'n aanbieding te doen. En ek wil vandag vir julle sê dat God alleen weet hoe, kom en waarom hy hierdie ou eenvoudige, en ek wil regtig te beklemtoon, hierdie ongelooflike klein gemeentetjie gevat het en hierdie werk te laat begin. Ons werk op hierdie stadium met 'n begroting van R600.000. Die begroting rondom my traktement haal nie eers R60.000 'n jaar nie. Kom ek vertel vir julle, ons het toe begin met die Invest My Future, en dit het daaroor gegaan dat jy belê in die toekoms van die gevangene, maar jy belê ook in die toekoms van die gemeente, en jy belê in jou eie toekoms. Want die wat soveel gee, is ook die mense wat maar net soveel ook ontvang. Die werkruimte waarin ek werk is dan ook vir al die vroue gevangenes, die gevangenes in Bethal. Hierdie is die ingang na die vroue afdeling van die maksimum gevangenes in Bethal, waar daar tussen 95 en 150 vroue aangehou word. En dan ook die een in Middelburg wat 'n B-gevangenis is, en dit is nou regtig waar een van die gevangenisse waar vrouens nog met 'n maksimum vonnis van min of meer 12 jaar aangehou word, en dit is eintlik maar 'n vreeslike layback gevangenis, as jy nou eers gewoond is aan die maksimum gevangenis. En die rede hoekom ons spesifiek werk in hierdie ruimte en nie by Godse en nie by die sogenaamde Sun City nie, is dat daar is ongelooflik baie, alhoewel mense nie so dink nie, daar is ongelooflik baie mense wat insette in hierdie groot gevangenisse sit, want ons sit naby die groot sentra. En hoe verder ons wegbeweeg van die Johannesburg en Pretoria omgewing, kom ons by hierdie gevangenisse uit, en hierdie gevangenisse in Mpumalanga is daar 11.000 gevangenes met nie een kliniese sielkundige nie, nie een sielkundige nie. Nie eens ene wat dink hy is of sy is 'n sielkundige nie. Daar's 3 maatskaplike werkers vir 11.000 gevangenes. Dis die realiteit. Voor ons aangaan na die volgende klompie foto's, wil ek net vir julle so vra. Asseblief, ek gaan vir julle foto's wys waar ons bietjie interaksie het met van die gevangenes. En ek wil regtig vir julle vandag vra, respekteer dit. Ek gaan vir julle so 'n bietjie ietsie sê van die gevangenes. Jy weet, dit staan jou vrou vanaand te gaan en te gaan probeer Google, en as jy baie goed kan Google, sal jy waarskynlik al die inligting kry wat jy wil om 'n lekker sensasionele saak daarvan te maak. Maar ek wil vir julle vra, asseblief respekteer hierdie mense. Ek het toestemming om hierdie te vertoon, nie te publiseer nie, en ek aanvaar die integriteit dan van hierdie vergadering. Kom ek begin deur vir u te sê met wie werk ons. Ons het vrouens wat moord gepleeg het, baie mense, baie blanke vrouens, baie swart vrouens. Uit my 200 vrouens het ons omtrent 30 vrouens wat blank is, die res is swart vroue, kleringvroue. En dan het ons natuurlik vroue wat ekonomiese misdade gepleeg het, bedrog, die fynere kunsies van die bedrog, maar jy weet, bietjie uitgehaal het in hulle lewe, die vrouens wat maar die gewone shoplifting tipe ding doen en absoluut die meester word van hierdie goeders, vrouens wat hulle oorgaan geweldsmisdade, en dan kry ons al hoe meer die laaste kry hierdie irriterendheid van vrouens wat gevonnis word. En ek sê dis 'n irritasie, want jy kan absoluut niks met hierdie mense eintlik doen nie. Hulle word gevonnis vir 'n maand of 6 weke, en weet jy wat, dit gaan oor die steel van essensiële goed soos kos. Dit is my baie hartseer, en dit is eintlik 'n aanspraak
Dit is eintlik 'n aanklag teen die samelewing, nê. En hulle kom maar na mekaar, kom hulle maar terug, jy weet. Ek sien hulle en hulle gaan, hulle kom maar net weer oor 3 maande weer. En ag, eintlik is dit, wat maak jy? Hulle steel kos, brood. En dan moet ek vir jy sê iets wat vir my absoluut klein geslaan het in my lewe. Ek het aan die algemene kommissie 'n verslag gerig waarin ek gesê het, weet ek werk met hierdie mense, en toe op 'n stadium te sê ek aan Dr. Frikkie dat ek weet dat ek op 'n stadium my pad sal kruis met 'n vrou wat haar kinders verkrag het. Dit is 'n realiteit, want dit is waarvoor hierdie gevangenis ook ingerig is. En dat ek nie weet hoe ek hierdie vrou sal groet nie. En die volgende keer toe ons daar kom, toe stap die eerste vrou by die deur uit. En ek groet haar en ons het die gewoonte, daar's van ons mense wat saam met my werk, Helena van Pretoria Oos gemeente, sy die belewenis gehad, jy die belewenis gehad, Gerda wat daar sit van Stoffberg, iets van ons ander mense ook. Weet jy wat, en ek kou die vrou my arms vas. En ek dink myself, jy weet, jy sê vir God, jy weet nie hoe jy met hierdie vrou gaan werk nie, maar God sal jou wys, hoe sal jy met haar werk. Ons het begin deur eerstens, kom ons sê, hoekom moer vrouens, hoekom doen vrouens hierdie goed, en ek kan vir jy sê, as jy nou gaan kyk nou in hierdie boekie, is 'n baie eenvoudige boekie van haar, kan net toevallig sê, Carla van der Spy bespreek haar boek Bloed op rande, eers donderdag die 28 April by die Exclusive Books in Brooklyn. So as daar van julle is wat wou gaan, ek sien net haar Engelse boek is nog beskikbaar, is daar een van hierdie mense, een van hierdie kriminoloog wat 'n lang relaas gee oor wie almal, of wat is motiewe vir moord. En kort kan ek dit vir julle sê, dit gaan eintlik oor mense waarvan die menswaardigheid weggeneem is. It all boils down tot daai een dingetjie, die stroop van menswaardigheid. En dan eventueel die opstaan teen daardie verlies van menswaardigheid. In die kriminologie praat hulle van die 3 R'e, van regret, remorse, redemption, daai religious gedeelte. En weet jy, eintlik beteken daai religious absoluut niks. Want wat maak jy het regret want jy is gevang, en jy is eintlik jammer, jy was nie slimmer nie, en die enigste coping meganisme is, as die dominee daar staan, die kapelaan, en hy sê, maar jy moet nou jou lewe vir die Here oorgee, dan sê jy halleluja, en daai halleluja is absoluut leeg. En dit doen hulle vir 25 jaar, en is leeg. Baie oulik as jy dit kan doen, as jy op parool gaan, en jy vertel hoe jammer is jy oor als. Wat eventueel gebeur is dat ek hierdie ding heeltemal omkeer in my persoonlike navorsing wat ek eintlik maar doen, en my persoonlike waarneming. En ek wil net vandag sê dat enige uitspraak wat ek maak, op 'n vlak wat klink of dit oor die sielkunde is, die kriminologie, of op die vlak van die maatskaplike werk, asseblief, ek is nie 'n spesialis nie, dis my waarneming, dis my inligting wat ek het, dit wat ek myself mee toegerus het waaroor ek praat. Het ons begin met iets totaal anders deur eerstens hierdie mense se menswaardigheid aan te spreek, deur aan hulle die gevoel te gee van behoort. Dit is mense wat uiters verwerp is, en dit is, jy kan met reg vandag vir my sê, hierdie mense is verwerp, want hulle daarvoor gesoek, want wie hou homself op met 'n verkragter, en jy is heeltemal reg as jy vir my dit sê. Die realiteit is, dat daai verwerping begin al in daai moederskoot. En daaroor het mense net eenvoudig gekom by die ding, en kan vir ons die volgende skyfie wys, en ons het begin as gemeente, ja, ek sal nou daaroor iets sê, ons het begin om daai gevoel van behoort aan hierdie mense te gee. En die uitgangspunt is die woorde van Matteus 25 wat Jesus sê, ek was 'n vreemdeling en julle het vir my nie herberg gegee nie. Naak en julle het my nie geklee nie, siek en in die gevangenis en julle het my nie besoek nie. En nou tree ons in hierdie ruimte van die gevangenis in en ons gee vir hierdie mense gevoel van net behoort en aanvaarding. En ons doen dit op die volgende maniere, weet jy, simpel eenvoudige goedjies, dankie Gerard. Boeke.
Mense, ons het die gevangenes van Middelburg toegerus met boeke, dat hulle op hierdie stadium net sê, asseblief tog, moet net nie een boek nog bring nie. Moenie 'n boek bring nie. Waar ons in die ou gevangenisdiens biblioteke gehad het, is van daai goed tot niet gemaak en ons herbou nou basies hierdie gevangenisse se boeke deur vir hulle enigiets te gee. Ja, ons gee vir hulle lekker crime novels. Ja, ons gee vir hulle moordthrillers om te lees. En weet wat 'n interessante ding? Die moordenaars gaan soek die liefdesverhale uit. Dis wat gebeur, want daai mense was nog nooit, ekskuus vir my gemengde taal, dis eintlik baie swak. Hierdie mense was nog nooit in touch en voeling met hulle daai ander kant van die liefde nie, en dit is hoekom hulle dit eintlik geniet. Ons, ja, dis hoe een van die karre gelyk het toe ons nou eendag daar afpak, tydskrifte, daar bo sulke pocket tissues, tydskrifte. Ek wil net sê, ek het nou opgehou om die U te gee in die huisgenoot, omdat die kwaliteit van die papier so swak is, die boek se bind swak is. Maar een van die vrouens het nou vir my gesê, ag damn man, weet jy wat, nou het hulle almal my storie in die huisgenoot gelees. En ek kan nie meer vir hulle lieg oor wat gebeur het nie. So ons het ook opgehou om dit te doen. So dis wat ons begin doen het, maar ek wil vir jou sê, jy weet, jy stap nie net by die deur van die gevangenis in nie, en dis van hierdie wonderlike goed wat ons ervaar het. Weet jy, as ek vandag vir jy sê dat ons is nog nooit gestop by 'n hek en by 'n gevangenis waar hulle vir ons sê pak 'n karre uit nie. Daar's nog nooit deur 'n sak van ons goed gekyk nie. Daar's nog nooit ons bevraagteken waar ons loop nie. Ek wil vir jy sê dat in die gevangenis van Bethal, en ek kan in die woorde van Karla van der Spy gaan lees, waar die wreedste van die wreedste sit. Hier sit Elena, hier sit Gerda, vra hulle, het ons nog nooit in ons lewe saam met 'n bewaarder gestap tussen hierdie vrouens nie. Ek lê op hierdie vrouens se selbed en gesels met hulle, sonder die teenwoordigheid van 'n bewaarder. En ek sê vir dit is wat vir my hierdie ding is, dat ek verstaan nie hoe God hierdie goed oopgemaak het nie. En ons het, ja, ons bring vir hulle altyd cupcakes. Nou ek wil vir jou sê, as jy nou eetgoed vat na die gevangenis toe, dan sny hulle daai cupcake so op, dat hy net krummels is. Ons vat hierdie goed by hulle hordes in. En hulle het nou al gewoond geraak, hulle hoef nou nie op die boks te gaan sit om nou hulle eie te maak nie, of oor dit te lê nie. Hulle gaan elkeen 'n cupcake kry en 'n sakkie, so ons vat vir hulle altyd dit saam, of beskuit of ietsie anders. Vat ons maar altyd saam, dit is maar so 12 dosyn wat ons maar so onderling mekaar bak en ons bring dit. Kan maar die volgende wys, daar is ook maar nog wat so ingaan, en ons doen nog 'n bietjie moeite met die, hoe dit lyk, is nie net sommer robbies goedjies wat ons maak nie. Ons het 'n verskriklike besondere verhouding, kom maar aangaan na die volgende ene, met personeel. Hierdie is een van die gevangenes by Bethal. Hoe oud skat julle hierdie vrou, hierdie meisie? Sy was 16 jaar oud toe sy 'n moord gepleeg het. Sy is op die oomblik 21. En jy weet wat? Ek het 'n dogter van 26, sy kon my kind gewees het. Is daar enige een van julle se dogters wat anders lyk? Dit lyk soos 'n gewone dogter. Nee. En dan kan jy nou vir jouself afvra, maar hoekom? En dan sê ek vir jou, ja, die hofstukke het bewys dat daar geen motief was vir hierdie moord nie. Maar sy het haar kerel wat haar afgesê het toe sy 14 jaar oud was, vermoord 2 weke voordat hy oor see vertrek het vir ewig en altyd. En as ons nou teruggaan in haar geskiedenis, dan sien ons die ongelooflike verwerping wat daar was deur haar vaderfiguur. Almien, baie dankie vir jou opmerking oor die pa-figuur. Ek wil vandag vir julle sê, daar's nie een vrou in daai gevangenis, ekonomiese misdaad of nie, wat vir jou sal sê dat ek het 'n teenwoordige pa gehad nie. Hierdie kind het gemoor oor die vrees van verlies.
dat eventueel sal ek dit wat ek so naastigtelik aan vasgehou het, sal ek nie laat gaan nie. Dit maak nie reg wat sy gedoen het nie. Hulle het haar mooi uit die sisteem uitgehou, sy was min of meer 20 jaar oud toe sy gevonnis is, en sy het 'n 15 jaar vonnis gehad wat die maksimum is vir 'n minderjarige vermoord. Maar aangaan. Hier is van ons wat ons staan met wat ek by staan, die streekskapelaan reg aan die linkerkant is die streekskapelaan Nomsa Tsongo van DKD, self 'n gelegitimeerde predikant in een van die Engelse kerke, amazing vrou, baie sterk. Meneer Tsongo staan daar, hy is die hoof van die gevangenis in Bethal. Daar is 1500 gevangenes in Bethal se tronk. En weet jy, dit is die kosbare ding, want daai is eintlik jou sleutel. Jy stap nie net by jou naaste tronk en dan sê jy, okay, ek wil nou kom by Bybelstudie hou nie. Hierdie is die plek waar jy moet begin. Dis by hierdie mense. Jy moet hierdie mense in jou hand kry. Jou gesag, jou DKD, voordat jy hierdie werk kan doen. Hier is dan nou nog, kom maar aanskuif, dankie. Die meneer Tsongo staan daar, en dan die een in die middel is dan die man wat verantwoordelik is vir die geestelike werk van die vroue by Middelburg, by Bethal, hy neem verantwoordelikheid vir hulle, en dan natuurlik Nomsa Tsongo, kan maar aangaan. Hierdie is van ons gevangenes wat daar staan, en ek sal vir jou so sê, as ek nie vir jou wys wie is my gemeentelede nie, sal jy nie weet wie hulle is nie. En jy kan nou maar raai vandag wie is die gemeentelede en wie is nie. Feit van die realiteit is dat hierdie is vroue, net soos wat ek en jy 'n vrou is. En trouwens, al die vrouens wat gevangenes is op hierdie foto het almal moorde gepleeg. Goed. Hier het ons ook boeke en goeders oorhandig, op die uitsondering van twee vroue, wat ekonomiese misdade gepleeg het al hierdie vrouens gemoor. En ek sê jou sê, quite frankly, hulle lyk vir my almal soos vrouens wat ons in die kerk kan sit, en wat ons nie kan sien nie. Ja, ek is die een met die ekonomiese misdaad. Die vroukie wat die Zulu drag aan het, sy is dood die dag toe ons baba in die tronk gebore is. Dis baie hartseer, maar dis waar. Goed, dan kyk na die ander ene. Ja, hierdie is maar net, jy weet, seker is die bewakers baie bly oor die koek, wat een keer gebeur het met ons die eerste keer in Middelburg. Toe vat ons so groot koek saam was die heel eerste keer toe ons tronk toe gegaan het, vat ons so groot bokskoek saam vir die bewakers, en ons deel vir die gevangenes uit. Nou, hierdie cupcakes het sulke fairy dust op, en ons sulke goeders. En dan die bewakers was nou baie bekka, want hulle wou eintlik van die koppiekoekies gehad, en hulle wou nie van hierdie bokskoek gehad, wat die gewone koek nie. En toe na die tyd, toe vat hulle my daarna 'n sel waar 'n vrou in alleen aanhouding is, en die hoof van die gevangenis, nou met hierdie boks met die koppiekoekies, en ek moet nou vir een gee. Maar daar is 'n bevel teen haar, want sy is ontsaglik gevaarlik, en ek praat nog met haar, en ek verkondig die liefde van Christus, toe slat sy vir my, hoor, laat ek, en ek is oortuig van is, omdat ons nie vir hulle die regte koek gegee, dat hulle my soontoe gevat het. Kom maar aangaan, ja, skuif maar aan, dit is goed. Jy sien dokter Frikkie is daar, is hy nog hier? Of het hy geloop? Het hy gery? Hy is hier, maar weet julle wat, dat is die enigste foto wat ons het van dokter Frikkie wat op 'n foto is, want al sy anders staan hy baie ver weg van hulle af. Want hy is vreeslik bang geweest. En julle sal nie glo nie, actually staan hy baie ver agter ook, want hy was ook net so bang vir hulle geweest. Maar ag, weet julle wat, dit is maar eintlik 'n ligtelike gespot wat ons altyd het oor hierdie ding van, omdat mense so bang is vir hierdie mense, hierdie moordenaars. Twee van hierdie vrouens op hierdie ding het hulle eie kinders verkrag by die foto. Ek wil graag nie by dit stil staan. Op aarde verkondig jy, of bring jy, of leef jy in 'n verhouding met 'n ma wat haar kind verraai.
deur self 'n kind te verkrag. Ek wil nou vir julle sê, een van hierdie vrouens op die foto het 'n 300 jaar vonnis. Dis die langste vonnis in Suid-Afrika wat uitgegee is van 'n vrou wat 'n kind verkrag het. 12 lewens lank plus 80 jaar. Die realiteit van die saak is dat hierdie vrou het elke dag van haar lewe by 'n robot gestaan. Ek wil baie mooi, jy moet nou luister wat ek vir jou vertel. By 'n robot gestaan met 'n bordjie wat sê ek het 3 kinders. Ek moet hierdie 3 kinders kos gee. Hierdie vrou se kinders, sy is gevonnis op misdade wat haar man se gewese man se sy saak begin nou loop. Sy het nou 'n jaar uitgedien vir ons. Hierdie vrou se kinders, sy is gevonnis vir 2 na 3 jaar se misdaad teen die kinders. Hulle het nie nodig gehad om verder te gaan kyk nie. Hierdie kindertjies was 7, 9 en 11 toe dit ontdek is. Weet jy wat skrikwekkend? Dat hierdie kinders het elke dag skool toe gegaan. Hierdie kinders het elke dag in 'n onderwyseres se klas gesit. Hierdie kinders het saam met die honde geslaap as hulle nie seks met hulle ma wou hê nie. Hierdie kinders was vuil en die hofverslae sê flea infested. Hierdie kinders het elke dag hulle boeke vir juffrou gegee om te merk en langs juffrou se tafel gestaan. Hierdie is 'n aanklag teen die samelewing, mense. Dis 'n aanklag teen die samelewing. Dat uiteindelik het ou juffroutjie vars broodjie uit die universiteit gekom en hierdie graad 1 kind gehad, die jongste enetjie wat sy gesien het kon nie sit nie, wat hierdie kind se reuk geruik het, wat vir haar gesê het, hier is iewers 'n infeksie, en het toe 'n maatskaplike werker, na 'n skoolsielkundige gegaan en daarna 'n maatskaplike werker betrokke gekry en ja, die res is geskiedenis. Dit het 'n juffrou gevat wat nie uit die skool, uit die universiteit gekom het, wat gemotiveerd was om met hierdie kind betrokke te raak en net te sê, hoekom kan jy nie sit nie? Wil jy vir my vertel dat die ander dogtertjie het vir 3 jaar ook nie gesit nie, maar 'n juffrou het dit nie raak gesien nie. En hierdie is nie 'n aanslag teen onderwysers nie, asseblief nie. Want jou kind en my kind kon saam met hierdie kind in die klas gesit het. En wat het ons gedoen? Ons sê vir ons kinders, moenie naby daai kind sit nie, sy kopluise. Sit ver weg van haar af. Juffrou sê, skuif agter toe in die klas want jy stink. Alhoewel juffrou dit nie vir haar sê nie, sê sy gaan sit daar agter. En omdat sy nie so flink is met alles wat sy antwoord, of hy so flink is met alles wat geantwoord moet word nie, skuif ons hierdie kind uit want hy's dom. En 3 jaar gaan verby. En niemand tel dit op nie. Hoekom het jy by die robot verbygery met die vrou wat die bord gehad het wat gesê het, ek het 3 kinders en ek is honger? Hierdie goed het my lewe dramaties verander. Die manier hoe ek kyk. Jy kan nie daai ding doen by die robot nie. Daar's 'n rede. En elkeen wat die robot staan, het dalk 'n kind wat agter die robot is. Ander ding wat ek net vir julle wil sê van haar, ek sal nou ietsie sê oor ons programme wat ons aanbied. Ons bied handwerkprogramme aan, crafts, brei. Maar ek wil net sê, as ek partykeer maar 'n bietjie lag oor hierdie goeders, is dit, as ek nie lag daaroor nie, sal ons almal huil daaroor. Hulle het gebrei.
En toe eendag het hulle 'n fight gehad en hulle mekaar goed gesteek met daai breinholde. Nou mag hulle net hikel, maar jy weet wat, ek het daai tyd ook gesê, ek worry nie daaroor nie, want ek's nie in die fight nie, so hulle kan maar maak wat hulle wil. Ons het hierdie wol gekoop, ons koop hierdie wol. Dit het ons R1.500 'n maand gekos. Jy weet as jy vir hulle nou 100 bolle wol vat, dan hikel hulle dit op in 3 dae. Dis realiteit, nê. Ons het hikel en ons het brei en ons het 'n naaldwerkgroepie. Ek wil net vir julle sê, dis nou ook by Bethal waar die langtermyn vrouens is. Ons het vir hulle 'n patroontjie gegee van so 'n olifant en 'n aapie en ek dink daar's 'n perd in die ding. En dan roep hulle, wys hulle vir ons nou wat hulle gemaak het. Die hele mense het hulle vir daai olifant perd ore aangesit. En vir die slurp het hulle bobbejaan oortjies aangesit. Ons praat altyd van hulle olieperde en al sulke goeders, want weet jy wat, hulle weet nie hoe lyk hierdie goed nie, nê. Dit is eintlik vreeslik erg. En dan het ons nou beats, onder andere kraletjie werk. Nou sit ons eendag in die klas met die kraletjie werk, en hierdie spesifieke vroutjie. Die een wat ons voel, moet nooit daar uitkom nie, sy moet maar nie 300 jaar sit. En waarvoor jy nie moet omgee nie. Sit sy hier langs my en sy is verskriklik kwaai. Storm staan sy buitekant. Nou sê sy sal nie laat mense vir haar vertel wat sy moet doen. Nou kyk, ons het 'n tronk jargon. Julle wil nie ek moet hom uithaal hier nie. Hulle sal my afsit in die kerk as ek so praat. En dan sy vertel vir ons, hoe gaan sy nie laat mense nou haar lewe voordeel nie. En ek sê toe vir haar, nou goed, jy het nou 'n keuse. Of jy gaan nou dan na jou sel toe, ek het dit baie mooi vir haar gesê, en jy gaan al 300 jaar bly, of jy gaan nou terug, en dan gaan ons nou verder werk. Toe ons nou ingaan, en ons gaan, ek gee haar keuse, na rukkie kom terug, ons gaan terug in die plekkie in, en ek sit daar, en sy begin so werk met hierdie beads, en ek sien sy's baie geïrriteer. En sy sê, as ek so sit, dan kry ek so 'n flashback van my ma. En sy sê, ek sê vir haar, wat is dit? Sy sê, my ma het haar arms onder my bene ingedruk. Ek sê, hoe oud was jy? Sy sê, so tussen 2 en 3. Sy sê, my ma het my bene oopgehou sodat my pa en sy dronk vriende my kon verkrag. En weet jy hoekom gaan sy so te kere dat niemand vir haar moet sê wat sy moet doen nie? As sy nou met groen beads wil werk, dan soek sy die groen beads. Sy is 39 jaar oud en weet julle wat, vir die eerste keer het sy 'n keuse met wat sy kan werk. Sy het op 3 nie 'n keuse gehad of haar beentjies oopgerek is of nie. Maak nie reg wat sy gedoen het nie. Maar ek het by die punt gekom om agter te kom dat ek dink ek is die eerste mens wat regtig vir haar omgee. Ek dink nie iemand anders het nog ooit al vir haar omgegee nie. En dis 'n aanklag teen ons. Onthou jy en ek en sy en die vrou wat gemoor het, breek almal op een of ander tyd. Maar ons breek op verskillende tye, verskillende maniere. Jy is jou storie. Sy is haar storie. En die hartseer in hierdie hele ding is dat sy het uitgespeel wat aan haar gedoen is. Daar was nooit 'n intervensie in haar lewe nie. Niemand het gekyk toe haar ma by die robot gestaan het nie. Niemand het gekyk toe sy op die skoolbank nie kon sit. Toe sy reeds van 2 en 3 verkrag is nie. Ek wil vir jy sê dat, ja, ek het 'n bitterlike sagte plek vir haar. Ek dink ons almal het eintlik maar 'n sagte plekkie vir Helena Gerda. Ons het Kersfees agter tralies gehad hierdie jaar en ons gee vir die vrouens grimering hoor. En sy het daar uitgekom. Hulle staan 4 uur in die oggend op met Kersfees agter tralies en maak hulle hare mooi. Hulle lyk ongelooflik mooi.
Hulle trek hulle formele drag aan, hulle aandrag wat hulle het in die gevangenis. En sy het daar gestaan en ek kon nie glo hoe mooi is hierdie vrou nie. En weet jy wat was maar die ergste van alles is? Ek sê vir haar, jy is so mooi. En sy sê, dis die eerste keer wat ek vandag, dis die eerste keer dat ek in my lewe grimering aan het. Praat oor menswaardigheid. Gaan aan die volgende ene toe. Hierdie was Kersfees agter tralies, ons heel eerste Kersfees agter tralies. Nou dit was nou daai ding van presies 'n maand nadat ons besluit het ons gaan tronk toe. Toe kry ons net ek het hierdie gedagte gekry van die Kersfees agter tralies en ons gaan vir hierdie vrouens 'n Kersgeskenkie gee. En binne in hierdie sak sit jy die essensiële goeders. Ek wil net gou vir jou sê wat 'n vrou in die gevangenis kry is die volgende. 2 rolle toiletpapier. En nou mooi luister. 2 rolle toiletpapier. 'n koek groen seep waarmee jou hare, jou wasgoed, jou lyf, alles was. 'n bystandepasta. 10 sanitêre doekies. OK. Geen deodorant nie. Niemand of vrouens kry in die Suid-Afrikaanse stelsel deodorant nie. Geen handeroom nie. Geen shampoo. Geen lippies. Geen tandeborsel nie. Wat sit ons hier invulle? Al die goeders. Dis die lekkerste goed in. En ons het hierdie jaar nou begin ook om die A4 skryfblokke in te sit. Ons het vir hulle tydskrifte in. Bonna het hierdie jaar vir ons 'n groot borskap gegee. Ek is baie bevoorreg om hierdie goeders te kan kry en te kan doen. Elle Magazine het verlede daardie Kersfees vir ons ingesit. En dan sit ons onderhande lekker goedjies in. Daai tyd was ons lekker stupid. Ons het nog vir hulle sulke borspeltjies gehekel wat hulle die dag aangesit het. Dit bestaan om te kom ek agter, maar weet jy wat, net 'n kwart van hierdie gevangenes het borspeltjies en niemand anders het borspeltjies nie. Maar OK, jy weet, as jy nie goed kyk nie, sal iemand anders dit vat. So, ons doen nie meer daai stupid ding nie. Dis my dogter wat daar dit uitdeel. Dit is ook in Carla se boek. Die oggend in daai klere het my dogter in die gang aangestap gekom en Trudy Manelli ken my dogter wat die hoof is van Middelburg gevangenis. En sy skree op my dogter en sê vir haar, gaan trek jou klere aan. Nou die klere is die verhoorafwagtende vrouens dra blou rokke en daai is nou die mooi drag wat hulle dis hierdie Siswe materiaal van gemaak, hierdie regte sis pragtig. Die gevonniste vrouens. En sy skree op my dogter, gaan trek aan jou klere. Wat loop jy nog rond in jou gewone klere? Die skeidslyn teen die tronk se deur en die kerk se deur is papierdun. Jy moet dit weet. Jy moet dit weet. Volgende enetjie is, ja, hier sit ons by die tafel. Ons het vir hulle Kersete gegee. Ons het die tafels gedek. Ja, jy kan sien agter is die vroutjies wat blou aangetrek is. Die ander oudjies is vrouens wat gevonnis is. En ja, Annelie het nog 'n borspeltjie aangehad. Nog nie gesteel gewees nie. Die ander foto is dan die ene, kom maar aangaan. Waar ek vir Trudy Manelli die sak oorhandig van die vrouens. Jy weet jy, ek wil net vir hulle sê, dis daai gedeelte waar mense net sien hoeveel waarde dit vir hulle. Daai vrouens gaan badkamer toe, dan sit hulle die sak om hulle nek, dan gaan hulle badkamer toe. En dan ek dink daar is nou nog een van die etenstafels oor, wat jy kan kyk, Gerard, die volgende een. Ons het vir hulle dit so gedek, maar ons het tronkkos gekry, en dit was die ongelooflikste belewenis. Ons het die Kersete gekry. Hulle het nie Kersdag weer ete gekry, en hulle daai dag het gekry. Geen gevangene kry koeldrank nie, so ons het veel koeldrank gegee. En wie wat het hulle gaan maak? Ons het koel gehad, ek dink dit was groen en rooi is. Toe gooi hulle die twee klere by mekaar en hulle meng dit. Mense, okay. Maar in elk geval, en ons het kersklappers gehad en alles, en ons het daai Kersete geëet. Dit bestaan uit 'n derde pieringpap, hoender, min of meer daardie groot hoender, en dit is nie Woolworths hoender nie. Hy het nog, hy was geroust, met ander woorde, die vere was bietjie weggebrand, en dan was daar 'n lepel marog, met so'n kappesoep dingetjie boor. Dit was die Kersete. Dis letterlik wat ons gehad het.
Dis nie te bad nie, dit is okay, jy kan dit eet. Ek bedoel, jy kan dit eet. Ons almal het na die tyd by die Spur gaan eet, maar dit is die realiteit. Verstaan julle? Dit was die Kersete. Hierdie jaar het ons nie by een van die twee gevangenes geëet nie, want hulle het gesê die meel is bietjie van vroeg in die jaar af. Wat beteken ons kry bietjie vitamine W daar binne-in. Goed, wat ons ook doen is, Freda Wilkins is vanmiddag ook hier en Freda, baie dankie. Sy het ook saam met ons gegaan. Ons het babas agter tralies. Mense, weet julle wat wil ek vir julle vertel van hierdie babas? Dit hierdie babas, as ek meneer Tjonko bel en ek sê van meneer, is ons babietjie nou al gebore, dan sal hy sê, wag net so 'n bietjie, ek gaan nou vir jou SMS stuur. Kan ek nou vir jou so oud die babietjie? Dan sê ek net gou op die babietjie se gevangenisnommer gaan. 'n Baba in die gevangenis het 'n gevangenenommer. Maar weet julle wat, daai kind is nie gefonnis nie. Nou, Freda, ek kan vir jou sê hoe lyk die omstandighede. Ek wil vandag vir julle sê, die babas agter tralies in Godsie en in Sun City is ongelooflik goed versorg. Behalwe dat al die kinders ongelooflik oorgewig is, want die ma's is geneig om te oorvoer. Dis maar 'n kompensasie ding wat hulle doen, hulle kompenseer en al hierdie goed wat daarmee saamgaan. Die ander ding wat hulle ook doen is, dis maar skuldgevoelens. Jy weet wat hulle doen. Nou, so 'n babietjie is eintlik ons almal se babietjie. Ek het eintlik pragtige foto's gehad, maar ek het nie die toestemming van 'n ma om hierdie foto's van die baba se Middelburg te wys nie, so ek kan dit ongelukkig nie vir julle wys nie. Ek gaan nie myself blootstel nie. Maar Freda kan ook al vandag vir julle sê, dit is sement waarop hierdie kinders is. Die baba afdeling is regtig nie mooi nie. Nie waar ons werk nie. Hierdie kind kry nie gras onder sy voete nie, die kind kry nie. Daar's 'n speelraam wat eintlik as ons kyk 'n kindjie bly van geboorte tot 2 jaar in die gevangenis, is hierdie speelraam heeltemal te oud vir hierdie kind. Toe ons vir die ou vorige enetjie wat nou saam met sy ma vrygelaat is op 'n stadium 'n beertjie gegee het, toe sê die gevangenis vir ons, this is the baby's first toy. En dis daai tragiese ding wat jy net besef, ons is nie in Godsie nie, ons is nie in Sun City nie, this is the baby's first toy. Die kinders daar eet presies wat die mense eet, die gevangenes eet, daar's nie 'n spesiale ding nie. Ek wil vir julle sê dat daardie ding wat gesê word, dat die beleid van die DKD is, dat hierdie kinders nie mag kontak hê met ander gevangenes nie, is nie waar in waar ons is nie. Daar word gesê dat die ma mag 'n mat in haar sel hê, dis nie waar ons is nie. Trouwens, ek het persoonlik 'n klag ingedien by die DKD teen Bethal, omdat die vorige baba wat reeds uit is, ek eendag daar gesit het en die volgende moment toe hanteer die vrou wat vir hierdie seksuele misdrywe het hierdie baba, en sy dra basies hierdie babietjie met haar hand tussen die babietjie se bene. So dit is, hulle sit by mekaar, so dit is die ding, die dilemma, en Freda help nou ons met die ontwikkeling van hierdie ou klein goedjies, dat ons ten minste hierdie ou dingetjie van 0 tot 2, wanneer 'n klein ding uitgaan, op 'n 2 jaar vlak kan hê. Want weet jy wat mense, wat se kans het hierdie kind? Wat se kans het hierdie kind? En dat ons die ouderdom relevante speelgoed vir mamma kan gee, Freda help ons met die opleiding, dat mamma opgelei word om die kind se kleuterskool te wees, en dit help ook mamma ons bemagtig vir mamma. Freda hulle vanuit die Unlimited Child, kyk spesifiek, hulle doel is die kind, nie die gevangene nie, die oortreder, dis die korrekte woord. Kyk nie daarna nie, maar wel na die baba se ontwikkeling. So, hierdie speelsakke is R2.500 wat hulle vir ons teen 'n kosprys gee. Daar's 93 babas in die Mpumalanga, Limpopo provinsie tronke. Nou, ek wil vandag vir julle sê, dis geld. Dis geld. Ons moet nou, verf nou hierdie gedeelte uit van die tronk. Ons
Invest My Future met Stoffberg gemeente met sy nou huidiglik 15 beleidende lidmate wil 'n mat daarin sit. Ons wil nuwe duwetjies insit vir die kotte. Ons wil hierdie goed doen. Want weet jy wat? Mense, hierdie kinders verdien nie om te wees waar hulle is nie. Maar dis baie keer die enigste plek vir daai baba om daar te wees. Ek gaan nie daar waar hulle vir my sê, of ek wil nie my gedagtes gaan by die punt van wat maak ons wanneer mamma langer bly en baba moet uitgaan nie. Ek wil dit nie hoor nie, ek wil nie daarvan weet nie, en ek wil nie daaroor praat nie, want ek kan nie daai tree gee nie. Ek kan nie. Die ouderdom was van tevore 5 jaar, dis nou af na 2 jaar vir die gevangenes, die babas. So ja, ek het gelukkig nog nie daarmee te doen gehad nie. Ons wil graag hierdie jaar, want weet jy wat, ek wil ook vir jy so sê, ons fokus op die vrouens, want dit is vir my maklik as 'n vrou om met vrouens te werk. En in die gelig van die geweldige geweld wat deur die vrouens gepleeg is, wat ook daar is. Jy weet, dis waar, vrouens, daar's van my vrouens wat moorde gepleeg het binne die liefdesdriehoeke, daar's vrouens wat moorde gepleeg het as gevolg van definitiewe onmiddellike mishandeling. Daar's vrouens wat geld gepleeg het vir erfgeld. Ek het al hierdie goeders wat mens maar sien. Maar eventueel as jy heeltemal agter toe kyk en jy kyk na hierdie beginjare, dan sien jy eintlik daar het die geweld al reeds begin binne hierdie huisgesinne, en dat die oplossing van hierdie kind al die jare deur was eintlik maar geweld. En dat dit op die einde van die dag die enigste manier was. Maar net so ook, soos wat ons vandag sê, dat hierdie vrouens het afwesige paas, gaan ons nie, en ek loop met die ander gangetjie by die mans in, en daar het ons die afwesige ma, die ma wat haar kind verraai het, in baie opsigte. En ons wil graag hierdie jaar die hand so 'n bietjie uitsteek na die mansgevangenes toe, met 'n waslappie, net vir hulle sê hulle kry nie waslappies nie, waslappies, en met 'n roulon. Dis wat ons hierdie jaar vir die man sal gee, ons sal waarskynlik ietsie gebak gee, so 'n bietjie koekies of so iets, dat hulle dan ook maar net ietsie lekker het vir die Kersfees, en dan ons vrouens, ons sakke is min of meer so R280 'n sak, die inhoud wat ons in hierdie sakke sit. Weet jy hoe voel dit as 'n vrou 'n waslap vat, en sy vat dit en sy druk dit teen haar gesig, en sy sê, ek het nog nooit 'n geskenk gehad nie, en ek het 'n waslap. Ek wil vir julle hierdie volgende foto wys. Hierdie vrou wat in die middel staan, is 'n vrou wat vir my ongelooflik na in die hart lê. Sy het 18 jaar en 8 maande aktiewe gevangenskap uitgedien. Sy was 2 jaar voorafwagtend gewees. Sy het op 1 April sy vrygelaat, en ek het na die kantore van korrektiewe dienste toe gegaan waar sy nou bly in Sasolburg, waar ek saam met haar 3 kinders gewag het. Ek het vanmôre van die kinders gepraat. Dit was baie interessant geweest. Hierdie ouetjies was 12, 13 en 14 toe hulle ma gevonnis is. En hulle is nou so oud soos hulle ma was toe sy gevonnis is. Nou, as jy mooi na haar gesig kyk, wat ek net vir jou sê, dis die waarde van gevangenisstraf. Sy het nie 'n plooi nie. En haar vel is baie mooi, want weet jy wat, hulle was net met 'n groen koekseep. Hulle gesigte, hulle kom nooit in die son nie, hulle gebruik geen rome nie. OK, soveel so vir Yardley en Revlon. Maar in elk geval, sy jy moet net baie mooi dink, ons het 'n paroolprogram, en hierdie paroolprogram is baie meer belangrik as wat ons in die gevangenis doen. Hierdie paroolprogram, hierdie vrou word vrygelaat vir, kom ons rond dit af na 19 jaar. Het sy nooit haar kamerlig afgesit nie, sy het nooit haar deur gesluit nie. Sy kon nooit besluit wat sy eet nie, sy kon nie besluit hoe laat sy gaan slaap nie. En as julle nou wil weet, hulle word oopgesluit 7 uur in die oggende, 8 uur eet hulle,
12:00 kry hulle kry dan slappap met 3 snye brood. En ons praat van blou tee. Hulle vat melk en gooi hulle water by. En trek hulle hom so bietjie. Middagete kry hulle pap en kool of pap en spinasie. En ja, julle kan sien ek's nie in die gevangenis nie. En dan ongelukkig jy koop jou stukkie hoendervleis teen R1 'n dag. Want jy verdien R28 as 'n gevangene. So as jy 'n stukkie vleisie wil hê, koop jy jou vleisie. Koop hom so onder die tafel. En dan kry jy 3 snye brood. By die mansafdeling praat hulle van 'n katkop wat 5 snye brood is. Niks op nie, net dit. Jy word 2:30 toegesluit tot die volgende oggend 7:00 en daai is 3 snye brood is jou aandete. Nou, ja, so as iemand op parool uitgaan, is dit daai verandering, nê. Toe sy die aand my by die huis, toe ek nou ry by hulle, ek het die volgende oggend nou weer teruggegaan, sy's na haar dogter toe. Staan ons by die hek en die hek, ons maak die hek oop. En ek sê vir haar, kom loop saam met my kar toe. Sy tree terug en sy sê, nee. Ek sê, nee, kom, jy kan deur die hek kom. Sy sê, nee. Ek het 20 minute met haar geredeneer, dat sy kan daar oor die hek loop. Ok? En ek gaan vandag vir jou sê, as daar een ding is wat ek weet, soos wat ek hier staan vandag, dat hierdie ding, die regte ding is wat die Here wil hê ons moet doen, is dit hierdie volgende foto van haar. Kom maar wys gou. Dis waar sy herendig met haar dogter en haar kleinkind. Weet jy hoe ongelooflik mooi daai vrou gelyk? Die kleertjies wat sy aangehad het, hier is maar net my wekker, nou wil hy nie afgaan nie. Arisha maak hom dood. Weet jy wat, die klere wat sy aangehad het, want ons gee ook aan hulle 'n tas met klere wanneer hulle uitgaan. En die wekker wil nie doodgaan nie. En Arisha sit op hom. Sit op hom. In elk geval, hy gaan net 'n minuut so aanhou. Hoorie man, in elk geval, wat met haar gebeur het, is dat die eerste keer toe ek vir haar, want ons verskaf aan hierdie vrouens klere, wit T-hemde en denimbroeke en warm goedjies, want ek wil vir julle sê, DKD gee dit nie, en hulle het dit nie, die vrouens het nie wessies nie. Toe gee ek aan haar daai so spaghetti strap navy toppietjie, dit was 'n tweedehandse toppietjie in 'n jean. En ek het vir haar daai dag gesê, ek beloof jou, ek sal jou nie los nie. Sy het 5 besoeke gehad in 18 jaar. 5 besoeke. 5 ure in 18 jaar met gewone mense voor ons begin werk hier daar. So sê ek vir haar, ek beloof jou vandag, ek sal vir jou wag die dag as jy uitkom. Nou, ons het vir haar 'n pragtige tas bymekaar gemaak en die vrouens het baie entoesiasties vir haar gegee, spesiaal klere vir haar gegee wat sy kon aantrek die dag as sy uitkom. En weet julle wat, sy het dit nie gedra nie. Weet julle wat het sy aangehad? Die spaghetti toppie en die jean. Want sy het vir my gesê, dit was my enigste behoud van lewe terwyl ek hier was in die laaste 2 jaar. Is dat ek geweet het, jy sal vir my wag aan die ander kant. En terwyl ons in die vergadering was, het sy vir my die WhatsApp boodskap gestuur. Sy WhatsApp hoor, julle moet nie glo nie. Sy is nou voor aan die koor met hierdie goed. Stuur sy die WhatsApp boodskap en sy sê haar elektroniese band wat sy nou dra, monitor is ingestel en sy haar parool eindig Augustus 2020. En sy sê vir my, weet jy, dit is daarom nie lewenslank nie. En ek sê vir haar in die boodskap, sê ek vir haar, weet jy, ek sit vandag hier en ons gaan praat oor vrou in die gevangenis, maar ek wil vir jou sê, jy het 'n beter mens uitgekom. En jy is die motivering vir die feit dat ek vandag hier staan. Al het jy 'n moord gepleeg. Op die einde was dit vir my die volgende skyfie kan julle gee, Gerard.
Jesus het gesê, vir sover julle dit gedoen het aan een van hierdie geringstes, het julle dit ook aan my gedoen. Broeders en susters, in Boksburg is daar 500 kinders, tussen die ouderdomme van 15 en 20 jaar. In Barberton is daar 500 kinders, in Ermelo is daar kinders. Ons kom nie eens by kinders uit nie. En die kinders speel uit wat hulle gesien het. Hierdie vrouens speel uit wat aan hulle gedoen is. Mans speel uit wat aan hulle gedoen is. Dis 'n bose sirkel. Moenie my vra waar stop ek dit nie. Partykeer voel dit net vir my dis te veel. Maar as ek na haar kyk en ek kyk na daai foto, dan weet ek staan vandag hier voor julle en smeek julle om julle harte oop te maak vir hierdie vorm van bediening. Julle hande oop te maak om dit vir ons moontlik te maak om hierdie vrouens aan te raak. Omdat die Here weet, dis die regte ding as ek na haar kyk. Daai vrou het 'n kans weer op die lewe. Die vrou wat verkrag het, gaan aktief 25 jaar uitdien, want dit alles word nou ingesluk onder 25. Nee, ja, ek is volgende jaar 30 jaar predikant en ek sal verseker nie buitekant vir haar wag nie. Maar weet jy wat? As ons instap, Helena weet dit, Garale weet dit, Freda het dit beleef, dan hou mense hulle vas en hulle sê vir jou, dankie dat jy hier was, want ek het meer moed om môre op te staan. En dis wat Jesus wil hê, ons moet hulle hoop gee, die hoop in Christus. Baie dankie. Julle kan sien waarom ek sê Dominee Marianne is vir my 'n inspirasie en dit is my voorreg omdat ek in Middelburg beland het dat ek saam met haar in hierdie projek kan werk. Is daar enige vrae, opmerkings van u kant af? Freda? Daar kom hy, Freda. Ons neem op, so asseblief. Ek is Frida Wilkins. Skus, ek wil huil, maar ek sal nie. Ek het saam met Marianne begin werk. As daar een mens is wat haar lewe uitleef teenoor die liefde vir ander en vergewensgesind is, het ek dit leer gesien. Dis ongelooflik om te sien met die passie, die vergewensgesindheid waarmee sy met daai mense werk. Ek voel so ernstig, en ek het nog baie min met tronkbediening gehad, ek het nog nie enigstens regtig eers 'n behoorlike kennis nie, maar weet jy wat? En ek wil dit vir Andries hulle vra, as daar een ding is wat ons kerk moet doen, dan moet soos wat ons gee vir predikante opleiding, soos wat ons gee vir kinderhuise, soos wat ons gee, moet die kerk by die gemeentes geld insamel vir hierdie tronkbediening. Dis ongelooflike werk. Dis ons mense wat daar is. Dis nie ander mense nie. Dis ons samelewing waaruit hulle kom. En ek dink ons moet regtig teruggaan na ons gemeentes doen, ons moet vir hulle sê, gee geld, skenk geld, maar oormerk dit vir hierdie tronkbediening waarmee ons besig is. Ek wil vir jou sê, Marianne, 1000 dankies, jy het skille van my oë laat afval, dat ek op my ouderdom, hoeveel kere in teerstrate, of dalk sandpaaie voor tronke verbygery het, en nooit gedink het aan die konsep, dat daar 'n baba in 'n tronk is nie. Totdat die realiteit daar uitgekom het, toe begin ek besef wat dit is. Ek wil vir jou sê 1000 dankies vir wat jy doen. Dankie, Freda. Broers en susters, ek gaan nog kans gee vir so 1 of 2 vrae en dan moet ons afsluit want ons tyd is verby. So om Andries. Elrisha, baie dankie. As 'n jong man het ek ook in 'n gevangenis gewerk.
en dalk nie die lekkerste deel van 'n gevangenis nie. Ek het gewerk by die maksimum sekuriteit in Pretoria, waar ons teregstellings nog kon gedoen het daardie jare. Waar ons mense gehang het. Tussen 6 en 12 'n week, in die jare wat ek daar gewerk het. En dit was nog altyd een van my drome gewees, dat ons iewerste, weer as 'n kerk, daardie bediening in die gevangenis sal indra. Dit was vir my altyd swaar gewees, wanneer ek op 'n Sondagoggend gevangenis oopgesluit het, om 'n kerkdiens te kan bywoon. En daar is dan is daar 'n Anglikaanse predikant, Methodiste, Katolieke, maar nie 'n hervormde predikant nie. En daarvoor dink ek, en ek wil aansluit by ouderling Wilken, daarvoor dink ek, is ons kerk verantwoordelik om die woord ook op hierdie terrein uit te dra. En ons sal vanuit die werkgroep Elrisha, iewerste moet ons hierdie saak ernstiger op die tafel sit. Dat ons die woord daar, waar hierdie mense stikkend en gebroken is, wat werklik waar, hierdie mense is in die donkerste van 'n lewe in. Eers wanneer jy met iemand gepraat het wat iemand anders te dood gemaak het, dan besef jy hoe diep kan 'n mens se lewe val in 'n gat in. As jy so desperaat raak, en dan bly daar net een genade oor, en dis die redding van Jesus Christus. Geen ander genade, geen mens kan vir jou daardie redding bring nie. Maar deur die woord wat verkondig word, kan dit wel plaasvind. Baie dankie Dominee Mariaan, dat jy bereid was om iets te gaan doen wat ons kerk vir baie jare nagelaat het. Baie dankie, Oom Andries. Ek gaan dan nou hierdie sessie afsluit deur net weer vir meneer Leroux te vra en vir Mariaan te vra, hulle moet hier voorkom sit. Ek wil net gou vir hulle iets oorhandig. En dan, broers en susters, in aansluiting by die gesinsgeweld, almal wat vandag swart aan het, wil u nie asseblief gou opstaan nie. As u enige iets swart aan het. Daar word 'n projek geloods met die naam Black Thursdays, of hoe is dit? Ja, Black Thursdays. En die swart is in solidariteit met die slagoffers van geweld, die vroue slagoffers van geweld, en dit is bloot 'n projek wat ons in die kerk ook wil loods, om bewusmaking te doen van gesinsgeweld, geweld teen vroue, en dan dra u op donderdag swart, in solidariteit met die slagoffers.